Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Môre Ligpunt. Ek lees vir ons uit 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 13 in die Afrikaans 2020 vertaling. Broers, ek wil nie hê julle moet hieroor onkundig wees nie. Ons voorouers was almal onder die wolk en het almal deur die see gegaan. En in verbondheid met Moses is almal in die wolk en in die see gedoop. En almal het dieselfde geestelike kos geëet. En almal het dieselfde geestelike drank gedrink. Want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat hulle gevolg het. En die rots was Christus. Nogtans het God in die meeste van hulle nie 'n behaag gehad nie, want hulle liggame is in die woestyn verstrooi. Hierdie dinge het gebeur as 'n voorbeeld vir ons, sodat ons nie na die bose dinge sal hinker, soos hulle ook gehinker het nie. Moenie afgodsdienaars wees, soos sommige van hulle nie. Daar staan immers geskryf: die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. Laat ons dan nie onsedelik optree, soos sommige van hulle onsedelik opgetree het nie. Daar het op een dag 23.000 gesterf. Laat ons nie vir Christus beproef, soos sommige van hulle hom beproef het nie. Hulle is deur slange doodgemaak. En moenie mor, soos sommige van hulle gemor het nie. Hulle is deur die vernietiger uitgedelg. Dit het met daardie mense as voorbeeld gebeur en is as waarskuwing neergeskryf vir ons wat in die eindtyd verkeer. Daarom moet hy wat dink hy staan, oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het oor julle gekom, behalwe 'n menslike een nie. God is egter getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle vermoë versoek word nie, maar sal saam met die versoeking ook uitkoms gee, sodat julle dit kan verduur. Dit is die woord van God. Goeiemôre. Goeiemôre Ligpunt. Goeiemôre as jy vandag die eerste keer by ons is en dalk net 'n besoeker is, wat 'n bietjie by ons kom kuier. Dit is altyd vir ons lekker om nuwe mense ook te verwelkom en dit is altyd vir ons goed om ons geestelike familie te kan sien en saam met mekaar te kan sing en kuier en die Here te kan aanbid. En ons kom by hierdie gedeelte wat net vir ons gelees was, maar ek wil weer bid. Daar was op 'n besonderse manier net vir ons gelei in gebed deur Cathy, maar ek wil vra dat die Here ons harte en ons gedagtes gevange sal neem, om die stemme in ons ore en in ons koppe sal stil maak en dat ons sy stem sal hoor deur sy woord vanoggend. So kom ons sluit weer die oë en vra vir krag en genade. Vader, ons kom na U nou toe. En Here, ek bid vir elkeen van ons hier, soos wat ek ook hierdie bid vir myself en vra, o Heer, sal U deur die woord met ons kom ontmoet. Here, U wat perfek en duidelik praat deur die woord, soos wat die Gees werk en die Seun aan ons toenemend openbaar. Here, sal U daai bonatuurlike werk ook nou in elkeen van ons doen en waar ook al elkeen van ons mag wees. Here, sal U elkeen van ons 2 tree nader aan Jesus bring, meer in pas met die Gees bring. Kom, Heer, en kom en openbaar Uself en kom seën ons in die proses. Ons bid dit in Jesus se goeie naam. Amen. Vriende, ek neem aan dat meeste van ons hier, of baie van ons hier sal vertroud wees met C.S. Lewis en al die Narnia boeke. Jy het 10 van hulle gelees. Ek het in die laaste paar weke het ek deur C.S. Lewis se outobiografie gelees, wat getiteld is Surprised by Joy. En in die boek verwys C.S. Lewis na 'n tipe van mentaliteit van ons as moderne mense en hy verwys daarna as chronological snobbery. Hier is 'n definisie van wat hy bedoel met chronological snobbery. C.S. Lewis sê, chronological snobbery is the uncritical acceptance of the intellectual climate common to our own age and the assumption that whatever has gone out of date is on that account discredited.
Met ander woorde sê hy, chronological snobbery, is wat hy daarna verwys is, dis dit wat ons as moderne mense doen, en ek dink veral in die Weste, waar ons baie kere, as ons moet eerlik wees met onsself en mekaar, dink ons, luister hier, ons is so smart, en ons het al so aanbeweeg, ons is nie meer so eng, en so eenvoudig, en so argaïs, soos generasies voor ons vir millennia nie, ons weet beter. En so wat chronological snobbery doen, en ek weet nie of jy dalk hier so sit en dink, dis dalk moontlik ek nie, maar dit is hierdie tipe van gees, waar ons, as ons moet eerlik wees, dink ons nie regtig ons kan leer by die verlede nie. Geskiedenis is nie heeltemal jou dink nie, jy dink net hulle was so bietjie stupid, hulle het nog nie lekker verstaan hoe die lewe werk nie, maar ons verstaan, ons weet beter, ons is beter. Maar C.S. Lewis sê, dat daai tipe van mentaliteit, hierdie chronological snobbery, is nie net dwaas nie, dit is eintlik dodelik. Dink aan die woorde van Winston Churchill, bekende woorde, en dit was nie sy woorde nie, hy het ander ouens gequote toe hy het gesê, those who fail to learn from history are doomed to repeat it. En vriende, ons sien dit, doen ons nie, ons sien dit in die wêreld om ons. Dit is die wêreld waarin ons lewe. As jy kyk na dit wat in die Weste aangaan nou, en in ons samelewing, ons dink ons is die kat se snor, en dit wat ons doen is so uniek, maar is eintlik maar presies wat elke generasie voordat ons gedoen het, en ons gaan net by dieselfde doodloopstrate as samelewings opeindig, as die samelewings van millennia voor ons. Maar ons doen nie net dit, ons doen nie net dit op 'n sosio-ekonomiese en 'n politiese vlak nie, ek dink ons doen dit ook geestelik. Ek dink ons as Christene doen dit baie keer geestelik. Dis nie net dat ons nie regtig luister vir ons ouers en ons oupas en ons oumas en vir 2000 jaar van kerkgeskiedenis nie, maar ons as die moderne, hedendaagse westerse kerk, op die beste van tye vat ons nie die Israeliete en die storie van Israel, die Ou Testament, so ernstig. Ek bedoel, jare was 'n tyd toe ons nog in ligpuntjies was, en toe ons al die stories gedoen het uit die Bybel van Ou Testament stories oor Israel. Het was great toe ons klein was, maar dan beweeg jy half aan. En kom ons moet wees eerlik, baie kere meer, ons sit maar net met ons Bybel, daai klein Bybeltjie met die Nuwe Testament en dalk die Psalms, maar die res van die Ou Testament nie so seer nie. Want as ons moet eerlik wees, ons is dan mense van Jesus, ons is mense met die Gees. Ons het niks om te leer by Israel van ouds nie. En vriende, so geloof is 'n gevaarlike geloof. As ek die woorde van Winston Churchill so klein bietjie kan buig, believers who fail to learn from Israel's history are doomed to repeat it. En vriende, dit is waaroor vandag se gedeelte gaan, wat nou net vir ons gelees was, en dit is wat ons gaan sien in vandag se gedeelte in 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 13. Ons moenie vergeet nie. Moenie Israel se storie vergeet nie. Christen, leer die nodige lesse vir jou en vir ons. Net so 'n bietjie konteks om ons almal net op dieselfde bladsy te bring as jy nog nie saam met ons was hier nie. Soos wat ons werk deur 1 Korintiërs, het ons 'n paar weke terug gesê dat 1 Korintiërs hoofstuk 8 al die pad tot 1 Korintiërs 10 vorm een eenheid binne in die boek. Dit alles handel oor hierdie debat wat in die kerk in Korinte was, 8 vers 1, oor hierdie onder onsie wat die Christene onder mekaar gehad het, oor mag ons die vleis eet wat op 'n stadium in 'n afgodstempel geoffer was. Daar's die sterkes in geloof, wat sê, of course kan ons, daai gode bestaan nie regtig nie, ons kan dit eet en dit is fyn. En wat Paulus in hoofstuk 8 gesê het, soos hy het met die sogenaamde sterkes in geloof gepraat het, hy sê, ja, julle is reg, julle mag daardie vleis eet, maar, wat hy sê is, oppas daarvoor, jy mag daardie vleis eet, maar, wees 'n tipe van 'n Christen wat jou regte sal prys gee, soos wat jy probeer om nie 'n struikelblok vir ander gelowiges te wees nie. In hoofstuk 9, het Paulus toe gegaan en amper presies dieselfde punt gemaak, hy het net na homself as 'n voorbeeld gebruik, en die groot punt van hoofstuk 9 was, Christen, jy wat op jou regte wil staan, wees bereid om jou regte prys te gee vir die ewige welstand van ander. Dit was hoofstuk 9. Nou in ons gedeelte, hoofstuk 10, vers 1 tot 13, kom Paulus so klein bietjie met so 'n bietjie van 'n verrassing. Hy is nog steeds met dieselfde argument besig, en jy kan die taal sien van hoofstuk 8 en 9, maar wat Paulus hierso doen is, hy praat nog steeds met hierdie sterkes in geloof, en hy sê vir hulle, julle
wees gewaarsku. Pas op. Maak seker dat jy nie struikel, o Christen, en dat jy nie val, en dat jy nie God se ewige rus mis nie. En dit is die verrassing as dit ware wat Paulus hier gee vir die kerk in Korinthe en spesifiek vir die sogenaamde sterkes in geloof. Kyk saam met my vriende, tel julle blaadjie op die Bybel. Kyk saam met my na vers 12. Vers 12 in ons gedeelte is die kernteks wat sin maak van alles wat ons nog gaan kyk vandag. Dit is hierdie opdrag, hierdie waarskuwing van Paulus in vers 12 waar hy sê, en ek lees in die Afrikaans, daarom moet hy wat dink dat hy staan, oppas dat hy nie val nie. En dit is regtig die groot idee, die groot waarskuwing van vandag se gedeelte. As jy dink dat jy staan, pas op dat jy nie val nie. Jy kan dit klaar hoor nie in daai woorde van hy wat dink wat hy staan. Daar's 'n bietjie trots daar is daar nie. Dis iemand wat dink nee, ek is alright. Dankie. As iemand wat dink hoor ek is okay, ek staan. En vir daai ouens sê Paulus, pas op dat julle nie val nie. Kyk saam op die skerm vriende, die hele gedeelte hier en regtig dit wat in Paulus se hart vroeg, dink ek is die woorde, bekende woorde in die Ou Testament van Spreuke 16 vers 18 wat sê pride goes before destruction and a haughty spirit, a prideful spirit goes before a fall. Kyk saam met my na vers 11 van ons gedeelte. Paulus herinner die kerk in Korinthe en hy sê vir ons en vir hulle, onthou die storie en onthou die voorbeeld van Israel. Moenie soos hulle trots wees en roem in jou verhouding met God nie. Sien hulle storie as 'n waarskuwing. En vriende, dis wat ek wil hê ons moet raak sien. Ons gaan kyk na hierdie gedeelte. Dis een waarskuwing, maar 'n tweeledige waarskuwing. So kom ons kyk saam eerstens na vers 1 tot 5. Hier is die eerste gedeelte van die waarskuwing wat Paulus vir jou en vir my, vir ons vandag in 2024 hier wil sê. Paulus sê vir ons, Christen, jy wat dink dat jy staan, moenie geestelike voorregte met goddelike guns verwar nie. Moenie geestelike voorregte met goddelike guns verwar nie. Kyk saam met my na die teks daar. Sien julle daar hoe begin Paulus in vers 1? Paulus herinner hierso in die eerste plek die Korintiërs dat hulle is deel van 'n geestelike familie. Hy verwys na hulle as broers. In Jesus is ons as Christene, sê hy, en die Korintiërs nie net van mekaar nie, maar ook met hom as Paulus, ons is broers. Maar nie net is ons broers van mekaar nie, ons het ook geestelik gesproke voorouers. En hy verwys daar na die Ou Testament gelowiges, spesifiek hier die Israeliete in die tyd van Moses. En Paulus sê hier in vers 1 tot 5, die sien jy daar in vers 1, hy sê daar so, Christene, onthou dit, onthou julle is deel van 'n geestelike familie, onthou julle familiestorie, onthou die storie, moenie onkundig wees nie, sê Paulus. Wat is dit, wat is die lesse wat hulle vergeet het in die storie van hulle voorouers, wat hy nie wil hê ek en jy ook moet vergeet nie. Kyk saam met my in vers 1, res van vers 1, die Israeliete, sê Paulus, was almal onder die wolk. Hulle was almal onder die wolk. Dit verwys vriende na Eksodus 13. Onthou jy daar nadat die Israeliete uit Egipte uitgered was na die 10 plaae, kom hulle in die begin van die woestyn en God stuur 'n bonatuurlike wolk om hulle paaie te rig en te lei deur die woestyn. Paulus sê dit is wat hulle gehad het. Maar hy gaan aan in die res van vers 1 sien jy daar hy sê hulle almal, al die Israeliete, het toe almal deur die see gegaan. So net na Eksodus 13 het jy Eksodus 14 waar hulle toe kom daar by die Rooi See en die Egiptenare kom van agter af, hulle dink is verby met hulle en God kom en bonatuurlik kom maak hy 'n pad oop sodat hulle deur die waters kan kom en gered kan word. Paulus sê dit was waar vir hulle almal. Paulus gebruik sien jy daar in vers 12, hy sê hulle almal was as dit ware verbind aan Moses. En Paulus sê hulle almal was in die wolk en hulle almal was in die see gedoop. Kyk na vers 3. Paulus sê in vers 3 hulle almal, weer eens let op die almal die hele tyd, hulle almal het dieselfde geestelike kos geëet.
Dit verwys na Eksodus 16, daar toe hulle nou in die woestyn is, wat gaan ons eet? Hulle freak heeltemal uit, God kom en hy voorsien bonatuurlik uit die hemel uit manna, om hulle aan die lewe te kan hou. En nie net dit nie, hulle het almal vers 4, dieselfde geestelike drank gedrink. Dis Eksodus 17, waar hulle kom, hulle het nie water nie, hulle freak weer uit, God sê vir Moses, slaan die rots, en daar kom water uit wat hulle nuwe lewe gee. Vriende, het jy opgetel hier in hierdie verse, dat die taal wat Paulus gebruik, soos wat hy verwys na Israel, gebruik hy Christentaal? Het jy gesien, hy gebruik Christen kategorieë om hulle storie te beskryf? Hy praat hier van doop, hy praat hier as het ware van nagmaal, dat hulle het almal geëet. Hy sê, so Christus is die rots, nou natuurlik, hy bedoel nie Christus was fisies die rots nie. Wat Paulus besig is om te sê, soos wat hy Christentaal gebruik, hy sê die storie van Israel is 'n skaduwees, waarvan Jesus en dit wat nou waar is in die nuwe verbond, die uiteindelike vervulling en die eintlike realiteit is van daardie skaduwees. Dit is die punt wat hy maak, maar hoekom maak hy daai punt? Vriende, die rede hoekom Paulus hierdie Christentaal gebruik, is want hy is besig om die kontinuïteit tussen Israel se storie en die Christen storie te beklemtoon. Wat Paulus besig is om te doen, is hy's besig vir die Korintiërs te sê, besef dit, die God wie julle aanbid, die drie-enige God, is presies dieselfde God van die Ou Testament. Dis nie 'n ander God nie, is dieselfde God. En julle verhouding, Christene in Korinte, is in wese presies dieselfde tipe van verhouding wat die Israeliete in die woestyn se verhouding in wese met dieselfde God was. En dus, Korintiërs, dus moet julle nie dieselfde fout maak wat hulle gemaak het nie. Wat is daardie fout? Want vriende, kyk weer saam met my na die teks. Vers 1 tot 4 praat oor en sê, hulle almal het hierdie geestelike voordele ontvang, almal van hulle het hierdie geestelike voorregte geniet, maar kyk vers 5, nogtans het God met die meeste van hulle, so die almal en die meeste kontrasteer met mekaar, nogtans het God met die meeste van hulle nie 'n behaag gehad nie. God was met die meeste van hulle, wat deur al hierdie geestelike voorregte geniet het, was God nie met hulle gelukkig nie. Vriende, jy het al seker gehoor, het jy al daai, is nie 'n offisiële gesegde nie, maar dalk het jy al gehoor, dat iemand sê, net omdat jy in 'n motorry staan, maak nie van jou 'n motor nie. Het jy dit al gehoor? Ek dink dit is in effek wat Paulus mee hier besig is in hierdie gedeelte. Dit is wat Paulus hierso sê. Paulus sê, dit is die fout wat die Israeliete in Moses se tyd gemaak het. En dit is die fout wat dit lyk en dit dreig dat baie van die Christene in Korinte potensieel besig is om te maak. Paulus gee dit as die waarskuwing hier in vers 1 tot 5. Hy sê, Christen, pas op. Dit is moontlik om in daardie garage te wees. Dit is moontlik om in daardie omgewing te wees, in daardie milieu te wees, in daardie plek te wees, waar al God se goedheid en waar al God se guns uitgestort word. Maar vir jou om nie daadwerklik daarin te deel nie. Nou vriende, as dit 'n waarskuwing is en die teks sê vir ons wat in die eindtye lewe, as die Korintiërs in die eindtye geleef het, dan hoeveel te meer is dit ook nie waar dan vir ons nie. En vriende, hoeveel te meer is hierdie waarheid nie waar spesifiek vir 'n mens soos ons in 'n land soos Suid-Afrika, spesifiek vir ons as Afrikaners nie. Ons sê dit baie vir mekaar en ons het nodig om dit aan te hou vir mekaar te sê. Vriende, ons is so bevoorreg. Ek praat nie van ons as Afrikaners. Ons is, dink ek, van die geestelik mees bevoorregste mense. En hierdie is wat ek daarmee bedoel. Meeste van ons voorouers, as jy 'n Afrikaner is, het in hierdie land ingekom juis as Christen. Hulle het juis gekom, baie van hulle, omdat hulle gevlug uit of weggeprobeer kom het van 'n goddelose Europa af op daardie stadium. En hulle het juis hiernatoe gekom, baie van hulle is diep gelowiges. So baie van ons wat hier sit, is gebore in die kerk
en jy is gedoop in die kerk en jy het groot geword in die kerk en jy het deur katekismes gegaan en jy het elke liewe seël op daai plakkaatjie het jy ingekry. Soveel van ons het groot geword, nie net met een Bybel nie. Jy het 'n Afrikaanse Bybel en jy het 'n Engelse Bybel en dan het jy Afrikaans en Engelse Bybels in verskillende vertalings. Soveel van ons is gemarineer in gebed. Ons word groot met gebed by elke liewe etenstafel, by elke belangrike samekoms. As jy laities het wat laerskool rugby speel, voor elke rugby game dan bid die meneer met hulle. En na die game, of jy gewen of verloor, dan bid jy. Dit is die wêreld waarin ons groot word. As daar 'n akademiese toekenningsaand kry, gaan ons skole nog steeds en hulle kry die dominee in om net die aand op die gepaste manier te begin. Vriende, dit is die wêreld waarin ons lewe en ek wil dit nie spot nie, dit is voorregte. Dit is die milieu, dis die plek waarin ek en jy onsself bevind. Hoe bevoorreg is ons nie? En as jy in hierdie gemeente is genaamd Ligpunt, dan is ons extra bevoorreg. Ten minste ek is 'n bietjie biased, maar ek dink so. Ons is extra bevoorreg. Ons as personeel en ons as ouderlinge sê dit baie vir mekaar. Ons kyk baie na mekaar en sê, "Yes, hoorie, maar ons het dit goed." Ons het dit so goed hier. Daar's regtig egte geware gemeenskap, mense wat genuine lief is vir mekaar en wat behaag het met mekaar en wat inspraak maak in mekaar se lewe. Daar is 'n legio van kinders en dit is 'n buzz en daar's energie en dit is lekker. By ons samekomste word ons deur God se woord gevoed. En in ons samesang soos vroeër vanoggend en die samesyn wat hier is dit elke week heuningsoet hierso. En ons is 'n gemeente wat groei. Dit is 'n voorreg. Ons is 'n gemeente wat groei. En ons het histories, ons kerke geplant en ons hoop ons gaan nog verder in die toekoms kerke plant en daar's bekeringsstories in ons midde en daar's getuienisse amper op 'n maandelikse basis van klein en groot maniere wat die Here wonderwerke in ons midde gedoen het. Daar's koninkryksmomentum in ons kerk, soos wat ons 'n Bybelskool het waar 'n klomp ouens bymekaar kom elke week en Daybreak en 'n klomp ligpunters wat net weer Saterdag daar was by die babahuis en alles wat die Here doen en die tutoring in Mamelodi. Vriende, die punt is, die Here is aan die werk in ons midde. Die Here is aan die werk in ons midde en ons is so bevoorreg. Prys die Here. Maar sê Paulus vir ons vanoggend, ligpunter, Afrikaner, moenie geestelike voorregte met goddelike guns verwar nie. Moenie roem in die dinge van God nie. Roem in die God van die dinge. Dit is moontlik, sê Paulus, dis die waarskuwing aan ons, vir jou en vir my, om in daardie omgewing, in daardie amazing broeikas, daai milieu te wees, waar God se genade en God se goedheid uitgestort word, dag in, dag uit, week in, week uit. Maar vir jou en vir my om nie werklik daardie God persoonlik te ken of vir ons om deur hom geken te wees nie. Dit is moontlik, sê Paulus van ons vandag, vir ons om deel van die ekklesia te wees, dis die woord in die Nuwe Testament vir kerk, maar net soos die ekklesia van die Ou Testament, dis Deuteronomium 4 vers 10, die beskrywing van Israel, om net soos hulle deel te wees van hierdie ekklesia, hierdie samekoms van mense, maar vers 5, nie eendag die ewige beloofde land te sien nie. Dis die waarskuwing. Vers 12, indien jy dink jy staan, maak tog seker. Maak tog seker dat jy nie val nie. Vriende, hoor asseblief tog mooi, Paulus wil ons nie bang praat vanoggend nie. Dis nie Paulus se begeerte om ons bang te praat nie. Onthou, Paulus wil spesifiek daardie individue, dit mag nie almal van ons wees nie, maar daardie individue wat trots is in hulle verhouding met God. Daardie persone wat sê, weet jy, ek en God ons is okay, want ek is mos gekerk, ek was mos gedoop, ek het mos katekismes gehad. Ek het mos al gesien hoe die Here in my familie se lewe in die verlede gewerk het. My ouers is mos dan Christene. Paulus wil hê dat daardie persone wat verkeerdelik hulle vertroue in die verkeerde dinge plaas, die waarskuwing moet hoor. Paulus wil nie hê dat ek en jy moet ons lewens bou op die
dryfsand van ons geestelike voorregte nie. Hy wil hê ons moet dit bou op die rots wat Christus is. As ek so 'n bietjie my metafore mag meng, kyk na vers 4. Paulus wil ons aanspoor, vriende, om te wees, onthou, daardie rots verteenwoordig Christus, sê Paulus vers 4. Die gesonde Christen manier om op hierdie lewensreis te gaan, is om daagliks, soos daai Israeliete te weet, in en van myself, het ek nie lewe in my nie. En ek kyk na hierdie Jesus, die rots, wat op die kruis geslaan was, sodat die genade van God kan vloei, die lewenswater wat ek kort, en ek drink van daardie Jesus, nie net een keer nie, soos water, ek kort dit elke dag. Daai tipe van postuur, daai tipe van lewe, dit is wat Paulus ons tot wil roep. Hier is die tweede gedeelte, vriende, van die waarskuwing. So dit is nie 'n ander waarskuwing nie, hy brei nou in 'n mate uit op hierdie tweeledige waarskuwing. Die tweede ding wat Paulus vir ons sê, vriende, is in vers 6 tot 11. En Paulus wil vir ons waarsku en sê, o Christen, jy wat dink dat jy staan, moenie die vernietigende effek van bose begeertes onderskat nie. As ons mense gaan wees wat gaan bly staan, tot die einde toe, dan gaan ons mense wees wat nie bose begeertes onderskat het nie. En dit is sy punt hier. So daai woordjie bose dinge na hinker, vers 6, sien jy dit daar in vers 6? Daai bose dinge, ek dink die Engels praat van evil desires. Daai woordjie beteken letterlik om iets te begeer wat teenstrydig is met God se wil, om iets te begeer wat teenstrydig is met God se goeie ontwerp. Dis presies die inverse van 'n ander bekende woord in die Bybel, die woordjie goed. So jy kan in 'n mate sê om bose dinge te begeer is soos om die slegte dinge te begeer. Maar wat is goed? Wel in Genesis 1 het God gekom en God het die wêreld geskep en hy het alles gesê, alles is goed. Bedoelende, alles is volgens my wil. Alles is perfek, net soos wat dit bestem en bedoel is om te wees. Dit is wat goed is. En dit is dan, vertel ons ook wat boos is of wat sleg is. Hoe het die eerste keer wat God se mense geval het, onthou ons praat hier oor die waarskuwing van hom te val. Hoe het die eerste mense op aarde geval? Ons noem dit die sondeval. Want dit was bose begeertes. Adam en Eva het sekere dinge begeer wat hulle wou gehad het, wat hulle wou in hulle lewens wou gehê het, wat nie in lyn was met God se goeie wil en met sy perfekte ontwerp nie. Hulle het gedink in hulle verwaandheid, hulle weet beter as God hoe om die goeie lewe te bekom. En dit is wat bose begeertes is, vriende, dit is 'n hartsdisposisie wat die goedheid en die heerskappy van God verwerp. Bose begeertes is 'n hart wat iets anderste in die lewe God wil maak, buiten die ware God, net soos Adam en Eva. En die punt, vriende, van vers 7 tot 10, kyk weer saam met my, ek wil hê ons lees dit in die teks wees. Die punt, sê Paulus hier, en dis deel van die waarskuwing is, besef dat daardie hartsdisposisie, wat heeltyd buite God se goeie wil en ontwerp wil gaan, daai bose begeertes is destruktief, en dit is uiteindelik dodelik. Dis die punt wat Paulus hier maak. Sien jy daar, kyk in die teks, 3 voorbeelde, wat Paulus hierso vir ons gee, weer eens uit die storie van Israel uit. Hy kyk na hulle storie. Paulus kyk na die Israelitiese geskiedenis in die tyd van Moses. Eerste ding wat hy sê is vers 7. In vers 7 gaan Paulus en hy gaan terug na Eksodus 32. Onthou jy toe die Israeliete uiteindelik by Sinaï aangekom het? Hulle kom by Sinaï aan, Moses gaan op met die berg. Maar Moses is weggedag, hy is weg 'n week. 10 in die teks sê dit nie vir ons dalk selfs vir maande. Was Moses al bo op die berg, ons weet nie. Maar hulle begin krapperig raak, hulle begin ongeduldig raak. En so die volk sê vir Aaron, maak vir ons 'n God wat voor ons sal uitgaan. Met ander woorde, luister hierso, hierdie Jahwe wat ons so halfpad gered het, maar nou hou hy op om ons te red. Hy weet nie wat hy doen nie. Ons kort 'n ander God wat voor ons sal uitgaan. Ons kort 'n ander God wat ons gaan red. Wat gebeur net daarna? Eksodus 32 vers 6.
soos wat die goue kalf gemaak word, dan vind ons die volgende vers, en dit is wat Paulus aanhaal in ons teks in 1 Korintiërs, kyk 1 Korintiërs 10 vers 7, die volk met hulle nuwe God, hierdie afgod, die volk het gaan sit om te eet en te drink, en toe het hulle opgestaan om te speel, en toe hulle gespeel het, vriende, het hulle nie geringe rosies nie. Okay? Die woord speel daar is 'n eufemisme vir seksuele immoraliteit. Die punt is, Israel aanbid 'n goue kalf, Israel aanbid 'n dier, jy word altyd soos die ding wat jy aanbid. Hulle word dierlik. Bose begeertes, vriende, lei altyd na bose gedrag toe. Indien jy jouself losmaak van die ware God, dan word jy goddeloos. Dit is die punt. Dit is die punt wat Paulus maak, maar daar's 'n bose kringloop. Okay, sorry. Ek dink dis wat hy sê. Daar's 'n bose kringloop. Kyk na vers 8. Paulus hier in vers 8 verwys na Numeri 25. Hier verwys hy na 'n insident in die lewe van hierdie volk wat nou begin ander afgode aanbid en hoe hulle op 'n stadium, hoe die mans, Numeri 25 vers 1, begin selfde woord, hulle was onsedelik geweest met die Moabitiese vrouens. Net die volgende versie, Numeri 25 vers 2 sê, nadat hulle onsedelik was, seksueel immoreel was met die Moabitiese vrouens, 25 vers 2, het hulle begin om die Moabitiese gode te aanbid. So sien jy wat is half die bose kringloop. Die punt is nie net dat as jy jouself losmaak van God, word jy goddeloos nie, maar hoe meer jy dan goddeloos word, en hoe meer word jy losgemaak van God. Dink aan planete, vriende, nou ek gaan dit nie verkeerd kry, want ek het nie baie goed gedoen in adrekskunde op skool nie, maar my basiese verstaan is dat die planete almal wentel om die son. En dan gegee die aantrekkingskrag van die son, is elke planeet spesifiek op sy wentelbaan. En vir ons as aarde is dit great, want ons is presies in daai sweet spot waar lewe te vind is. Maar sê die ouens dat as ons net een klein persentasiekie na links of regs van daai sweet spot sou wees, dan sal daar regtig baie meer as nou climate change tipe van goeters wees, en dit sal nie goed gaan vir ons nie. Net 'n paar grade, 5 grade, en die hele plek vries of hy verbrand. As die aantrekkingskrag van die son nie meer daar is soos moet wees nie, wat gaan gebeur? Hierdie planete gaan nie net in chaos rondspin nie, maar hulle gaan in mekaar crash. Dit gaan verpletter. En o vriendin, dit is jou en my harte. As gebroke en gefalle mense, ons harte is gemaak om ons rus in God te vind. En wanneer ook al ons nie in lyn met God se goeie wentelbaan, met God se goeie wentelbaan is nie, wanneer bose begeertes die oorhand kry, wat gebeur? Dit berokken skade aan jou, dit berokken skade aan almal om jou en my, en dit berokken skade aan die ganse wêreld om ons. En vriende, ons het nodig vir onsself te vra. Ons moenie nou sit en dink jy wil jou man so net 'n jab gee in die ribbes, of jy dink aan iemand wat voor jou sit, elkeen van ons, soos wat ek vir myself ook moet afvra. Ons moet heeltyd persoonlik reflekteer, en ek en jy moet vir onsself afvra. Wat is die bose begeertes wat ek najaag? Wat my hart dalk selfs koester op hierdie stadium. Onthou, bose begeertes is nie jy's 'n Satansaanbidder nie. Bose begeertes is die dinge wat ek en jy in die lewe koester, ons my treasure wat ons najaag. Maar voor jou en my heilige siel weet ons weet dit is nie in lyn met God se goeie wil en God se goeie geopenbaarde ontwerp nie. Wat is dit vir jou en vir my? Vriende, ek dink dit is 'n goeie stoktyd. Dalk nie nou nie, maar om dalk later vandag op te gaan reflekteer en praat dalk met jou vrou of jou man of jou kinders hieroor. Is om te probeer kyk en te sê, okay, ek sien hierdie ding wat by my, as ek moet eerlik wees, 'n bose begeerte is. En ek kan sien hoe dit in my lewe fisies, emosioneel, geestelik en hoe dit in ander mense se lewens
fisies, emosioneel en geestelik skade berokken. Want ek dink dit is die punt wat Paulus hier vir ons maak. En die groot ding wat ek en jy moet hoor, wat Paulus wil hê ons in hierdie gedeelte moet sien, vriende, is Paulus wil hê ons moet besef, God gee om daaroor. God gee om daaroor. God sal nie toelaat, hy sal nie toelaat dat jou en my bose begeertes aanhou skade berokken nie. Kyk saam met my in vers 8, tweede helfte van vers 8. Ten einde die bose kringloop te stop. Numeri 25, wat het God gedoen? Hy het 'n plaag gestuur in Numeri 25 en op een dag het 23.000 Israeliete gesterf. En ons sien dit nog meer akiet in die derde voorbeeld. Kyk saam in vers 9 tot 10. Hier verwys Paulus na Numeri 21. Hoe die volk gemor het, hoe die volk gemurmureer het. Hulle het gesê, ons mis Egipte. Dit was soveel beter en lekkerder en nicer in Egipte gewees. Hulle het gemoun. Nou jy mag dalk sê, dis nie so baie nie. Dit is nie so erg om te moun nie, maar vriende, wat ons moet verstaan is, daai hartsdisposisie van hulle was die gevaarlikste manifestering van bose begeertes. Wat Israel gedoen het daar in die woestyn is, hulle het in effek gesê, Farao was 'n beter koning as die Here. Wat hulle sê is, ons wens dat Jahwe die Here het ons nooit gered nie. Hierdie Here is nie goed nie, hy is nie groot nie, hy is nie getrou nie. En wat is die uiteinde daarvan? Vernietiging. Die Afrikaans vir een of ander rede vertaal dit nie reg hier nie. Die Engels is reg. Daar's 3 keer in vers 9 tot 10, want dit is die punt wat Paulus wil hê ons moet sien. 3 keer word die woordjie vernietig in een of ander variant daarvan gebruik. God het hulle in die woestyn uit slange gestuur om Israel te vernietig. Maar hoekom? Want ek dink baie van ons mag hier so sit en jy maar dink, "Jies, dit is so 'n bietjie ekstreem. Dis daarom nie die God wie ek kan bid nie. My God se God van liefde, hy sal nooit enige iemand vernietig nie." Maar vriende, dink net gou vinnig saam met my in 'n dokter. 'n Dokter en 'n pasiënt wat inkom en ondersoek word en daar is 'n kanker. Jy sien daardie kankerselle in daardie persoon vernietig. Dit gaan die gesonde selle vernietig en as daar nie iets gebeur nie, gaan dit éventueel daardie pasiënt se ganse lewe vernietig. En mense en familie en geliefdes om dit. En so vir die dokter om radikaal in te gryp en dit gaan seermaak, maar om uit te sny, of radiologie of chemo, wat ook al dit mag wees, dit is pynvol, maar dit is liefdevol. Dis nodig. En vriende, dit is die punt wat ek en jy moet verstaan uit die storie van God se optrede met Israel. God sien die kanker van Israel, van die Israeliete se ongeloof. Hy sien hoe dit nie net hulle eie lewens vernietig nie. Hy sien hoe dit die res van die gemeenskap van Israel vernietig. God sien hoe daardie ongeloof besig is om die volgende generasie van Israel en die volgende generasie van Israel te vernietig. God sien hoe hulle ongeloof besig is om die nasies te vernietig. Want onthou, Israel is juist daar, soos wat ons vanoggend gebid het, sodat die nasies kan kom in 'n verhouding met God. God sien dit en omdat hy omgee, omdat God lief is, gryp hy radikaal en hy wens hy het nie nodig gehad om so radikaal in te gryp nie, maar dit is wat nodig is om die kanker uit te sny. En Paulus sê, vriende, in ons gedeelte, kyk vers 11, Paulus sê dit vir die Korintiërs en hy sê dit vir ons vers 11. Paulus sê, o Christen, laat toe dat Israel se voorbeeld 'n waarskuwing vir julle wees. Besef dit, laat ons bose begeertes, ek en jy wat onsself aanhou verset teen God se goeie heerskappy, dit is so afskuwelik. Dit is so gevaarlik. Dit is so destruktief dat die ware God en ware liefde sal ingryp om dit in die kiem te smoor, whatever it takes, ten einde sy goeie koninkryk in te bring.
Vriende, ons het nodig om dit te besef. Die God wie ons aanbid in die Nuwe Testament is nie 'n ander God as die God van die Ou Testament nie. Is dieselfde God. Hebreërs 12 vers 29 sê dit so goed, juis vir 'n mens. Onthou, dis nie daar om ons bang te maak nie, vriende, dit is daar om ons nugter te hou. Die skrywer van Hebreërs sê, Hebreërs 12 vers 29, Christene wat die genade van God minag en wat die genade van God misbruik, het nodig om te onthou dat ons God is 'n verterende vuur. En so vers 12, oppas dat jy nie val nie. Maar vriende, ek wil begin afsluit en die vraag is, wat staan ek en jy te doen soos wat ons pynvol bewus is van die bose begeertes, die dinge in ons harte wat ons weet, ons na hinker, maar ons weet dit is nie God se goeie wil vir ons lewens nie. Want weer eens, dit is ons almal. Daar is nie een van ons wat nie worstel met hierdie DNA van Adam en Eva in ons eie lewens nie. As jy vandag hier so sit, o vriendin soos ek, en jy wil waaksaam wees, jy wil nie val nie, wat moet ons doen? Die antwoord is, roem en rus in die wete dat ons God getrou is. Kyk saam met my na die laaste vers in ons gedeelte, vers 13. Geen versoeking, sê Paulus, het oor julle gekom, behalwe 'n menslike een nie. God is egter getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle vermoë versoek word nie, maar sal saam met die versoeking ook uitkoms gee, sodat julle dit kan verduur. Vriende, sien jy, kyk weer na daai teks saam met my, daai laaste vers. Ek dink ons mis dit baie keer, vriende. Sien julle dat Paulus hierso sê dat jou en my versoekings is menslik? Wat bedoel hy daarmee? Dis menslik. Wat hy bedoel daarmee is, as jy 'n mens is, dan het jy versoekings. Ons deel in die lot van Adam, elkeen van ons wat gebore is uit Adam. Maar vriende, dank God, daar was 'n tweede Adam. God die Seun, wat in die persoon van Jesus mens geword het. Hy was, sê die evangelies en sê die res van die Nuwe Testament, Jesus was die een mens wat net soos ek en jy, eintlik baie meer as ek en jy versoeking ervaar het. Baie meer as ons. En Jesus was getrou en hy het dit weerstaan. Elke liewe versoeking het Jesus nie in voorgeval nie. Wat gebeur toe met hom? Hy het nie geval nie. Hy was heeltyd getrou en hy het op 'n kruis opgeëindig. Nie net verwerp deur mense nie, maar vervloek deur sy Vader, verdoem deur sy Vader. Vriende, dit is die evangelie. Dis die hart van die evangelie. Laaste keer, soos wat die vliegtuig na Jenny en Amperland. Kyk vir die laaste keer saam met my na ons gedeelte, vers 9. In vers 9 vertel dit vir ons dat toe God daar die Israeliete by wyse van slange vernietig het God wel, sê Numeri 21, uitkoms gebring vir die Israeliete, wat reeds verdoem was. God het vir hulle uitkoms gebring. God het Numeri 21 vers 9 vir Moses sê, Moses, maak 'n standbeeld van 'n bronsslang, sit dit op 'n paal en lig dit hoog op. En dat almal wat gepik was deur die slange en wat besig is om te sterf, hierdie slang op die bronsslang op die paal kan sien en almal wat in geloof na die slang kyk, sal bly lewe. Vriende, die verstommende ding van die Nuwe Testament is dat die Nuwe Testament skrywer sê, ook daardie bronsslang op die paal wys jy na Jesus toe. Hoor hierdie woorde, Johannes 3 vers 14, Johannes sê vir jou en vir my, net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so het die seun van die mens, was hy toe verhoog. Hy was verhoog op die paal wat die kruis is. Sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal hê.
Soos dat ek ons los oor Ligpunt, kan ek ons aanspoor. O sondaar, kyk saam met my, saam met hierdie sondaar, kyk saam met my vanoggend opnuut na Jesus. Kyk nou na Jesus. Sien Jesus se kruisdood. Vers 13, as God se uitkoms aan jou en my in ons diepste nood, in die grootste penarie waarin ek en jy ooit was. Dit was ons uitkoms. En as God daar vir jou en vir my uitkoms gebied het, hoeveel te meer sal hy dan nie in elke ander versoeking vir jou en vir my 'n uitkoms bied, soos wat ons oë hou op hierdie Jesus nie. Vriende, God is getrou, roem daarin, rus daarin, soos wat jy val en jy gaan val. Soos wat jy val, staan op, stof jouself af en met jou oë gefestig op Jesus, stap saam met hom, agter hom aan, na die beloofde land toe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons loof en ons prys U vir die uitkoms wat U vir ons as verdoemde sondaars in Jesus gebied het. O Heer, ek bid vir elkeen van ons, vir die van ons wat U nog nie ken nie, dat ons sal kyk na Jesus en onthou wat hy vir ons gedoen het en dat ons in hom lewe sal vind. En Here, ek bid vir elke disipel van Jesus hier vandag en vra dat U by wyse van die Gees hulle sal bekragtig om aan te hou, hulle oë op Jesus te hou, soos wat ons hom volg na die beloofde land toe. Here, ons sien uit na daai dag van hierdie aaklige kanker van sonde in ons harte nie meer daar gaan wees nie. Here, ons wil vir U lewe, maar ons is so gebroke. En so sal U ons bekragtig en ons oë vestig op Jesus en ons sien uit na daai dag saam met U vir alle ewigheid. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.